Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons mekaar. Hier is begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier gee ons onsself en vind ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal, baie welkom by vandag se huiskerk. Ek wil net eers begin met 'n vinnige afkondiging. Dit gaan oor Pinkster. My maand het ons weer Pinkster, maar ons gaan dit 'n bietjie anders doen as in die verlede. Ons gaan nie so 4-5 dienste in een week doen nie. Ons gaan dit hou oor 3 donderdag aande. Ons gaan begin op Hemelvaartsdag, die 9de Mei, en dan ook die 16de en die 23ste Mei. En ons gaan dit begin 6:30. Ons eers weer net lekker gaan saam iets eet, en dan so by 7 se kant gaan ons saam sing en saam gesels, en so teen 8 is ons klaar. Ons het 3 sprekers genooi vir hierdie jaar, vir hierdie 3 donderdag aande, is al 3 jonger mense, van verskillende agtergronde en kontekste en kerklike tradisies. Ons gedink dit sal goed wees om 'n slag te hoor hoe jonger mense oor die wêreld en oor die kerk dink. So julle is almal uitgenooi om dit te kom bywoon saam met ons. Maar terug na vandag toe, ons is nog steeds besig met ons reeks oor die tema liefde in die tyd van. Vandag praat ons oor liefde in die tyd van vrees. So kom ons lees saam vandag se teksgedeelte. Dit is weer uit die brief 1 Johannes 4. Ek gaan lees vers 10 en dan ook vers 16 tot 19. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God liefgehad het, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons lees tot daar. Mense het mos nogal interessante vrese. Dan kan iets soos hoogtevrees, vrees vir klein spasies, vrees vir spinnekoppe. 2 interessante vrese vir my is die ene is antropofobia, dit is die vrees vir mense, en die ander een is pantafobia, dit is die vrees vir alles. Ek weet nogal nie lekker hoe 'n mens leef as jy 'n vrees vir alles het nie. Maar mense het interessante vrese. En in ons land en in ons wêreld weet ons ook van baie vrese. Mense leef mos maar met vrese hier in ons land. Dink aan die vrees vir misdaad byvoorbeeld, ek hoef nie eers baie daarvan vir julle te noem, julle ken dit. Maar ons leef met hierdie vrese en dit voel my in hierdie verkiesingstyd waar ons op die oomblik is, word al hierdie vrese nog verder aangeblaas deur politici. So daar's baie vrese in die wêreld. En sommige van hierdie vrese is mos ook nou goeie vrese. Vrese wat 'n reaksie by 'n mens ontlok. Soos byvoorbeeld, jy's bang vir 'n slang of jy's bang vir leeu's. En dit maak jou versigtig. Dit maak dat jy nie by die Kruger Wildtuin uit jou kar uit gaan klim om foto's van die leeu's te neem nie. So daar's goeie vrese ook, wat 'n mens help en versigtig maak. Maar daar's ook vrese wat nie goed is vir 'n mens nie. Soos byvoorbeeld die vrees om alleen te wees. Dit het al gemaak dat mense in slegte en destruktiewe verhoudings ingaan, net omdat hulle bang is om alleen te wees. 'n ander vrees wat nie goed is vir ons nie, is die vrees vir mense wat anders is as ek. Ek dink dis 'n probleem nogal veral in ons land, want ons het hierdie ongemaklikheid byvoorbeeld met mense van 'n ander ras. Want ons verstaan mekaar nie, ons praat nie dieselfde nie, ons doen dinge verskillend, en ons ken mekaar nie, en dit maak dat ons ongemaklik is, en dit veroorsaak vrese by ons, en hierdie vrese maak dat ons mense stereotipeer, ons veroordeel mense, en dit veroorsaak selfs iets soos rasisme onder mense. So daar's vrese wat nie goed is vir 'n mens nie. Die vrees waaroor Johannes skryf in vandag se teks, in die brief van 1 Johannes, is ook 'n vrees wat nie goed is vir 'n mens nie.
Hy skryf spesifiek oor die vrees vir God se oordeel. Die vrees om deur God gestraf te word vir sondes. Dit is een van die hartseerste dinge vir my as mense sê nou maar aan die einde van hulle lewe kom en dan vra, maar hoe kan ek seker wees dat ek goed genoeg gedoen het om God se liefde te verdien? Hoe kan ek seker wees van God se genade en liefde vir my? Hoe kan ek seker wees dat God my nie gaan straf nie? Dit is met ander woorde 'n vrees vir God en om deur God verwerp te word. En eintlik is dit mos nou maar 'n teken dat ek nie vir God vertrou nie. Ek wantrou vir God. Ek vertrou nie dat God se liefde en genade goed genoeg gaan wees vir my nie. En dis 'n vrees wat eintlik maar 'n groot invloed het in 'n mens se hele lewe. En hoe jy dinge doen en hoe jy met ander mense en so ook is. Een van die gevare daarvan is die invloed wat dit op my verhoudings het met ander mense. Want hoe meer ek onseker is van God se onvoorwaardelike liefde vir my, hoe groter gaan my vrees wees. En hoe groter my vrees is, hoe meer gaan ek geneig wees om nie ander mense ook met liefde te behandel nie. Hoe meer gaan ek geneig wees om ander mense te oordeel en te veroordeel. So in die lig van al hierdie goed en hierdie goed oor die vrese, is dit goed om weer te hoor wat Johannes skryf, veral in vers 16. Hy skryf, ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Dit bevestig ook vir ons wat Paulus in Romeine 8 skryf. Paulus skryf, daar is niks wat ons van die liefde van Christus kan skei nie. So as dit by God kom, is daar niks waarvoor ons hoef bang te wees nie. Want God is liefde, en God het my eerste lief gehad. Dit is waar die setel van liefde lê, dit kom van God af na my toe. So ons kan God vertrou vir sy liefde vir my. So waarop dit nou alles dan neerkom, is dat al hierdie vrese waarvan ek nou gepraat het, vrees isoleer mense. Dit isoleer my. Dit isoleer my van God en van ander mense. Maar die liefde waarvan Johannes skryf, verbind ons aan God en aan mekaar. Vrees verlam 'n mens ook. Vrees maak dat jy oorweldig voel, dat jy sukkel om enigiets gedoen te kry. Maar liefde versterk ons en liefde inspireer ons. Vrees maak ons ook lelik. Vrees maak dat ons lelik optree. Vrees maak dat ons lewe met agterdogtigheid en met negativiteit. Maar die liefde waarvan Johannes ons verseker, bevestig vir ons dat God se liefde maak ons mooi. Om in en met hierdie liefde te leef, maak ons mooi. Maar kom ek raak nou so 'n bietjie prakties. Wat kan vir ons help om met minder vrees te leef in hierdie wêreld? Wat kan ons help om meer met God se liefde te leef in ons wêreld? Ek dink daar is 3 goed wat ons daarmee kan help. Die eerste ene is stories. Stories. Ons moet besluit na watter stories ons luister. Daar's baie stories in hierdie wêreld wat ons vir onsself vertel en ook stories wat na ons toe kom. Mense of net, en baie van hierdie stories veroorsaak vrees en angstigheid by ons. Mense of net te kyk byvoorbeeld na WhatsApp groepe, veral hierdie WhatsApp groepe in buurte, neighborhood WhatsApp groups, en wat mense daarop sê, en ander sosiale media ook, vrese word dikwels net aangeblaas op hierdie platforms. Die media oor die algemeen ook floreer ook ons net op slegte stories. Politici blaas net slegte stories aan en veroorsaak net nog meer vrees. Maar daar is ook ander stories. Daar is ook goeie stories, beter stories, hoopvolle stories, God stories. So die vraag is, na watter van hierdie stories gaan ek luister? Die stories wat net al hoe meer vrees veroorsaak, of ook die goeie stories, wat die vrees minder maak? Die tweede ding is, my koneksie met mense. Koneksie met mense. Vrees word uitgedryf wanneer mense lief is vir mekaar.
Vrees word minder gemaak wanneer mense regtig na mekaar luister. Sê, ons het mekaar nodig. As gelowiges moet ons mekaar herinner aan God se stories en aan die goeie stories wat ons elke dag ook beleef. Ons moet mekaar ook aanmoedig om goeie goeders te doen in ons land en in ons wêreld. Want vrees word uitgedryf waar mense saam goeie goed doen. Ons sien ook baie voorbeelde daarvan in ons land. Hoe mense goeie goed saam doen en dit maak die vrees minder. So hierdie koneksie met mense help ons om ons vrese te hanteer. En dan die derde ding wat ons help is eenvoudig, haal stadiger asem. Ons lewens is mos baie gejaagd. En daar's baie dinge wat ons angstig maak en dinge en mense wat net nog meer vrese by ons veroorsaak, soos ek nou reeds gesê het. So soms is dit nodig om net 'n bietjie time out te vat. Om net rustig te raak en stadiger asem te haal. Om net weer perspektief te kry. Om net weer bewus te raak van God se liefde vir my. God se liefde wat my mooi maak. En om met hierdie liefde te leef wat my mooi maak. God se liefde. Om bewus te raak van God se liefde wat die vrese wegneem. So luister na goeie stories. Omring jou met positiewe mense. En skep geleenthede om stadiger asem te haal. En onthou Johannes se woorde in vandag se teks. In die liefde is daar geen vrees nie. Vertrou die liefde wat God vir jou het. En bly in God se liefde. Amen.